Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is die kunsmatige vrugteboord wat die koninkryk vertraag en hierdie is episode 20 in die tema die kriewelrige kerk. Stel jou 'n pragtige wellige boord voor waar die takke swaar hang van die vrugte. Maar as jy nader stap en aan 'n ryp appel raak, besef jy dit is van plastiek gemaak, netjies met sorg vasgebind aan 'n dooie uitgedorde tak. Dit is die tragiese gelykenis van die moderne Christendom se eksterne aktivisme. Ons is vreeslik haastig om die wêreld in te storm en uiterlike resultate te produseer, maar ons vergeet dat 'n boom se vrugte die direkte resultaat van sy wortelstelsel is. Ons probeer bonatuurlike impak met menslike energie stileer en wonder dan waarom die engine halfpad gaan staan. Die disippels is nie dadelik na die kruisiging die strate ingestuur nie. Hulle was beveel om in die bovertrek te wag vir die krag van die Heilige Gees. Ware transformerende impak vloei altyd van binne na buite. As ons weier om toe te laat dat die Heilige Gees eers ons innerlike karakter, ons integriteit en ons gehoorsaamheid omvorm, sal al ons eksterne pogings bloot 'n kunsmatige vertoning bly. Ons moet ophou probeer om vrugte te vervaardig en dringend begin fokus op die tipe boom wat ons besig is om te word. Die sleutelvers vir vandag kom uit Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die oordenking vir vandag, hoe innerlike heiligmaking bonatuurlike vrug ontsluit. Die mandaat om die wêreld te bereik is onmiskenbaar, maar ons eksterne gehoorsaamheid sal altyd kragteloos bly as dit nie aangedryf word deur die Heilige Gees nie. Dit vereis 'n fundamentele wet van die koninkryk. Interne verandering moet altyd eksterne verandering voorafgaan. Ons moet die regte soort boom word voordat ons die regte soort vrugte kan verwag. Soos die apostel Petrus verduidelik, moet ons geloof doelbewus aanvul met morele uitnemendheid, kennis, selfbeheersing, geduld, godsvrug en liefde. Hoe meer ons innerlike karakter op hierdie manier groei, hoe meer produktief en nuttig word ons outomaties vir God. Wanneer hierdie innerlike integriteit en geregtigheid posvat, verskuif die hele dinamika van ons koninkrykswerk. Regte aksies en bonatuurlike resultate kom dan amper as 'n natuurlike neweproduk van 'n getransformeerde karakter. Deure wat ons nie eens geweet het bestaan nie, begin van self oopgaan. Geleenthede waarna ons nie eens gestreef het nie, materialiseer en mense reageer omdat hulle die unieke lewende teenwoordigheid van Christus in ons raak sien. Hierdie diep innerlike vorming is egter heeltemal onmoontlik sonder die kragtige werking van die Heilige Gees in ons harte, wat ons die nodige vermoë skenk om ware geregtigheid na te streef. Die sleutel tot die krag van die Heilige Gees is dus niks anders nie as geregtigheid, wat gedefinieer kan word deur 'n eenvoudige maar onwrikbare vergelyking. Geloof is gelyk aan gehoorsaamheid, is gelyk aan geregtigheid. Die enigste opgetekende oomblik in die skrif waar Jesus se bonatuurlike krag beperk was toe hy in sy eie tuisdorp Nasaret aangekom het en gekonfronteer is met 'n totale gebrek aan geloof. Die plaaslike inwoners het bloot die gewone skrynwerker gesien met wie hul kinders in die strate gespeel het en hul ongeloof het 'n selfvervullende profesie geword wat die Gees onderdruk en gekeer het dat wonderwerke daar plaasvind. As ons wil hê dat die Here kragtig in ons lewens moet beweeg, moet ons onvoorwaardelik glo in sy vermoë en sy gewilligheid om vandag nog op te tree. Jesus beloof uitdruklik dat elkeen wat in hom glo, nie net sal doen wat hy gedoen het nie, maar selfs groter dinge as dit sal vermag, omdat hy na die Vader toe gaan. Die apostels het die absolute gewig
van hierdie waarheid besef en uit desperaatheid uitgeroep: vermeerder ons geloof. Ware geloof is so magtig dat dit selfs berge kan versit, maar dit vereis dat ons bereid moet wees om God op sy woord te neem en te glo nog voordat ons die uiterlike bewyse sien. Hierdie tipe geloof kan egter nooit van dade losgemaak word nie. Geloof wat nie deur dade ondersteun word nie, is inherënt dood. Die Bybel koppel geloof en gehoorsaamheid onafskeidbaar aan mekaar as twee kante van dieselfde muntstuk, soos weerspieël word in God se toets vir Abraham se geloof. As ons nie bereid is om op die waarheid op te tree sodra ons dit hoor nie, is ons belydenis niks anders as leë skynheiligheid nie. Ons dade is die enigste ware maatstaf van wat ons werklik glo. Dit is ons optrede wat integriteit aan ons woorde bring. 'n Toename in geloof genereer altyd aksie en 'n toename in goddelike aksie gee weer aanleiding tot groter geloof. Wanneer ons geloof deur daaglikse gehoorsaamheid demonstreer, beskou God ons as regverdig in sy oë, net so Sagaria en Elisabeth wat ywerig al sy gebooie nagekom het. Hierdie geregtigheid is die absolute hoofsleutel wat die Heilige Gees as die primêre engine binne in ons onbelemmerd laat funksioneer. Geregtigheid maak ons gebede kragtig en effektief, verseker dat God in ons behoeftes voorsien en ontsluit 'n lewe vol goeie vrugte wat die Vader verheerlik. As ons werklik 'n herlewing wil aanskou wat die krag van die vroeë kerk weerspieël, moet ons ophou fokus op uiterlike strategieë en toelaat dat die Gees ons eers intern omvorm tot bome van geregtigheid. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd het aangebreek om op te hou om die Heilige Gees as 'n abstrakte teologiese konsep te behandel, terwyl jou eie lewe in 'n kroniese kragtekort funksioneer. Jy kan nie die wêreld buite transformeer as die engine in jou eie binneste stram staan van jou eie selfsug en eie geregtigheid nie. Die Here is moeg vir Christene wat probeer om bonatuurlike vrugte met menslike wysheid en selfgemaakte talent te fabriseer. Dit is tyd om jou fokus radikaal terug te skuif na jou eie wortelstelsel en toe te laat dat jou innerlike mens deur die Gees skoongemaak en geheilig word. Skud die teorie van jou geloof af deur die Heilige Gees vandag nog as die absolute direkteur van jou karakter te aanvaar. Wanneer die Gees jou dryf tot geregtigheid, moenie weerstand bied uit vrees vir jou eie gerief of reputasie nie. Onderwerp jou onvoorwaardelik aan sy leiding. Vat die klein mosterdsaadjie van geloof wat jy tans besit en sit dit onmiddellik om in 'n praktiese daad van gehoorsaamheid in jou werksplek, jou gesin of jou gemeenskap. Laat jou optrede die nodige integriteit aan die woorde bring wat jy op 'n Sondag bely. Wanneer jy aan die einde van jou eie menslike vermoëns kom en in totale desperate afhanklikheid op die krag van die Heilige Gees begin steun, sal jy sien hoe God op wonderbaarlike maniere vir jou deurkom. Jou gebede sal ophou om ritualistiese seremonies te wees en verander in rou, passievolle smekinge wat die hemel skud. Stap vandag doelbewus in die heilige vergelyking van geloof en gehoorsaamheid in. Word die regte soort persoon van binne en kyk hoe bonatuurlike wonders en oop deure outomaties begin vloei. Kom ons bid saam. O Heer Jesus, ek bely dat ek te dikwels probeer het om U koninkryk te bou deur my eie wysheid, my eie krag en my eie eksterne aktivisme. Ek was vreeslik baie besig om vrugte aan my takke vas te bind, terwyl my innerlike wortelstelsel droog en verwaarloos was. Vergewe my vir my halfhartige toewyding en vir die kere waar my gebrek aan geloof gemaak het dat U krag in my lewe en my omgewing beperk gebly het. Ek wil vandag ophou om die Gees te onderdruk met my eie planne. Heilige Gees, kom neem U regmatige plek in as die absolute engine binne in my hart.
Ek gee oor aan die proses van u heiligmaking en bid dat u my innerlike karakter radikaal sal omvorm met morele uitnemendheid, selfbeheersing, geduld en onvoorwaardelike liefde. Skenk my die nodige vrymoedigheid om die heilige vergelyking van geloof en gehoorsaamheid daagliks uit te leef, sodat my dade die bewys sal wees van my integriteit. Ek wil aan die einde van my eie menslike kragte kom, sodat u bonatuurlike stroom onbelemmerd deur my kan vloei. Laat my lewe 'n regverdige boom word wat outomaties goeie vrugte dra tot die eer van die Vader. Ek bid vir 'n geloof wat berge kan versit, 'n geloof wat u op u woord neem, selfs wanneer my oë nog niks kan sien nie. Maak my gebede kragtig en effektief en laat die goddelike deurbrake en oop deure natuurlik manifesteer, sodat ek in totale afhanklikheid agter u aanloop. Mag my hele wandel 'n soet geur wees wat getuig van u lewende krag. In u magtige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Markus 6 vers 5. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hierdie deurdringende vers illustreer volmaak die teologiese werklikheid van hoe 'n totale gebrek aan geloof die openbaring van God se bonatuurlike krag in ons midde kan inperk. Dit dwing ons om te besef dat wanneer ons Jesus bloot deur die lens van ons eie menslike voorspelbaarheid en rasionele denke beskou, net soos die mense van Nasaret wat slegs die skrynwerker gesien het, ons bewustelik die gees onderdruk. Dit daag ons uit om ons ongeloof radikaal te bely, sodat ons nie die kragtige beweging van die Here in ons eie lewens verhinder nie. Die volgende vers kom uit Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie ononderhandelbare stelling van Jesus vorm die absolute fundament van die oordeenkingse uitdaging, dat ons eers die regte soort boom intern moet word, voordat ons vrugte kan verwag. Dit leer ons dat alle menslike pogings, programme en eksterne aktivisme heeltemal vrugteloos en kragteloos is, as dit nie vloei uit 'n intieme daaglikse koneksie met die lewende wingerdstok nie. Deur totaal afhanklik van hom te word, skakel ons die Gees se engine aan, wat bonatuurlike koninkryksvrug outomaties deur ons lewens laat vloei. En dan die laaste vers kom uit 1 Tessalonisense 5 vers 19. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Hierdie direkte vlamskerp opdrag van Paulus dien as 'n ernstige waarskuwing teen die passiewe traagheid en die gebrek aan geloof wat die krag van God in die moderne kerk weerspreek. Dit verduidelik aan ons dat die Heilige Gees 'n dinamiese, aktiewe krag is wat geregtigheid en vrymoedige gehoorsaamheid eis, en dat wanneer ons kies om sy leiding te ignoreer of uit vrees vir ongemak terug te deins, ons die vuur van God in ons eie binneste doodmaak. Dit dwing ons om elke weerstand te laat vaar, sodat sy krag onbelemmerd kan brand. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Onthou ook om dit met soveel mense moontlik te deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.